This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Dit is een aangename vlucht, nee? Ja, dat is gewoon aardig. Goedemorgen, meneer. Vrouw? Ik loop hier een goede vlucht gehad. Ik haat vliegtuig, meneer Conradi. Jy gereeld vir die advokaat. Advocaat Robertson kry ons by die hotel. Die saak is op die rol geplaas vir die 16de. Kyk, hierdie ding was 'n tegniese oortreding. Ek het nog geen stadium iets te doen gehad met die maatskappy se staat nie. En dis 'n rekenmeester se werk, as hy weer aangekla moet word. Advocaat Robertson is baie optimisties. Hij behoort te wees. Hij krijgt genoeg geld voor zijn werk. Liesel, kyk, ek weet dis 'n tegniese oortreding van die maatskappywet en as die verantwoordelike amptenaar moet ek sekerlik skuldig pleit. Nu moet dit eers met die advocaat uitklaar. Meneer Tiaart, kyk, dit is nie so eenvoudig nie. Ek meen, julle wat die maatskappy op die beurs noteer en meteens kom julle vorendag met jaarstate wat vas is. Die hof gaan baie agterdogtig wees. Hoekom sou 'n ouditeur sommer op sy eie stoom jou state dokter? Wat se belang het hy in die maatskappy? Hy het aandele in Multiplex. Aandele. Dis ook 'n oortreding van die wet. 'n Ouditeur mag nie aandele hou in 'n maatskappy wie se boeke hy doen nie. Hy het dit aangekoop deur 'n beslote korporasie. Nee meneer Tiaart, ek dink ek en jy beter 'n lang gesprek hê want hierdie besigheid lyk vir my baie meer duister as wat ek eers gedink het. Sê my, wie verhoor die saak? Skalk Visser. Hy's waarnemende regter. Nou kom. Ken jy hom? Ons gaan later weer hieroor praat. Dankie. Dankie mevrou. Tot ziens mevrou. Tot ziens. Tot ziens. Denk jij jezelf, man? Nee, was 'n advokaat. En Skalk Visser die boek. Is bekommerd oor die saak. Waarnemende regter. Nuwe besem. Hij zei jullie in verband brengen met haar niet. Sien nou die koerantes in die hof? Sien nou my foto's, want sy vrou sien dit? Denk jij weet van jou naar? Ek weet nie as eerlik sê was met hom. Zo. Die zondes van je verleden is bezig om jou in te halen. Ja. Jy sal nooit vergeet nie, sal jy? Nee, een vrouw vergeet niet zoiets makkelijk, nee. Lijn van Aswegen. In Genie. Jouw dochter. Jenny. Jenny. Hardes. Toch is in Durban. Ek het 'n pos gekry hierso. Grieks. Junior lector. Ek het 'n week gelede hier begin. Ek sot ek weer. Ek sien so. Gaan dit met Ronien? Goed. Ek wou al bel, maar ek het nog nie kans gehad nie. Kan ek jou bel? Ek bly weer by Maan. Vra sy dan om hom. Kyk hier. Ek mis haar verskriklik. Hoor ek is haastig. Jenny, kan ek jou nie asseblief weer sien nie? Nee, liewer nie. Is jy en jou dokter te getroud? Nee, nog nie. Nou wanneer trou julle dan? Sodra ek weet sal ek jou in kennis stel. You're watching Cul-de-sac.
Okay. Jy is die hele tyd so stil. Hades is terug. By die universiteit. Hoe is die einde van die tyd gebeur het? Sal ek nooit in my lewe van die man ontslaan raak nie. Hy is Rolien se pa. En waar was hy die afgelope 2 jaar? Het dan nie eens een keer kom kuier. Maar jy weet, hy was in Durban geweest. Maar ek kon 'n plan gemaak het. Dankie vader tog Rolien kan nie lees nie. Jy moet sien wat sy emosionele hartseer brief hy vir haar skryf. Maar ek weet dit is vir my bedoel. Hy weet ek moet dit vir haar voorlees. Ai, Jenny. Ek kan nie dink hoe ek ooit van hom kon lees nie. Ek was vergeet daarvan. So amper 2 jaar. Ek is tyd hier begin koers kry nie. Ek het 'n koers. Ek swaat moes weer. Dis heerlik. Ek gaan volgende jaar in die hof werk. Dis nie baie dinge. Ek praat van my en van jou. Ek het 1 keer 'n fout gemaak dan. 'n Rampspoedige fout. Gee my 'n kans. Wag net 'n rukkie toe. Jenny, ek word nie jonger nie en jy ook nie. Ek wil kinders hê, 'n gesin. Ja, ek weet. As jy weet, ek moet jy so hardkoppig. Jy sê jy is lief vir my vir amper 2 jaar hou jy my in 'n lyntjie. Ag, maar jy verstaan nie. Ek kan nie verstaan nie. Jy gebruik elke voorwendsel om jou besluite uit te stel. Wat is dit hierdie keer Hardes wat terug is? Jenny, ek is lief vir jou en ek wil met jou trou. Ek weet dan. En wat is dit dan met jou? Moenie vir my kwaad word nie asseblief. Raak het ongeduldig. In hierdie 2 jaar het ons maar niks gevorm. Ek wil jou net nie met my probleme opsaal nie, Daan. Rolien gaan deur 'n moeilike tyd. Sy kan nie verstaan dat ek haar pa kon los nie. Sy vra na hom. Sy huil oor hom byna elke aand. Hoe kan ons nou trou? Hoe kan ek aan haar verduidelik dat ek 'n ander oom in haar pa se plek gekies het? Jenny, 'n kind is aanpasbaar. Veral Rolien, sy's nog baie jonk. 'n Kind kan lewe met sekerheid, maar nie met onsekerheid nie. In hierdie stadium maak jy haar lewe vir haar baie onseker. Sy weet van jou en van my en sy sal dit aanvaar as jy haar net 'n kans gee. Maar lyk my nie jy wil dit doen nie. Jy praat baie maklik dan, maar dit is nie so maklik nie. Dis glad nie so maklik nie. Jenny, ek sien ons kom niks verder nie. Maar ek sê vandag vir jou een ding. Ek mors my tyd en ek kan dit nou sien. Ek gee jou tot die einde van die maand kans. As jy dan nog nie besluit het nie, is ek uit jou lewe uit vir goed. Dink daaroor. Is jy nou kwaad vir my? Nee, my geduld is net op. Ek sal my nie laat dwing nie, Daan. Maak nie sin skry. Waar's dan? Gery. Julle beklei? Ja, Waar het dit gedaan? Uit jy glo die kampus raak geloop. ja. Hy kom Rolien die naweek haal. Ek is jammer dit pas my nie. Hy kan op sy kop staan as hy dink ek in my gebied. Maar ek het met haar gepraat en hy het beloof hy sien haar. Sy's baie opgewonde. Jy kan haar nie kry nie en dis al. Ag, nou is jy onredelik my kind. Ek is nie onredelik nie. Ag, kan jy nie kyk wat jy loop nie. Toe nou, wat se met jou? Kykie. Stoffie het 'n job gekry by die Stanford Universiteit in Amerika. Hy wil ek sien toe kom maar trou ons. Trou is nie die oplossing vir al die probleme nie. Sekerlik vir jou nie. Maar dink maar Amerika is 'n goeie plek Goeie plek waarvoor? om daar te bly. As ek en Stoffie trou. Wat bedoel jy daar te bly? Hy het werk gekry by die universiteit. Jy gaan sekerlik nie agter hom aan om daar te trou. As hy met jou wil trou, dan kan hy net toe kom en julle kan hier trou. Hoe lank wil hy daar bly? Hy wil immigreer maar. Immigreer en my dogter moet hom saamvat. Sal die dag wees. Wag tot jou pa hiervan hoor. Ag mamma, oor 'n jaar is ek 21. En dan dink jy kan jy doen wat jy wil. O nee, ou sussie. As jy wil hê jou pa en jou ouma moet jou onterf, dan moet jy met hierdie soort ultimatum by hulle kom. Dis nie 'n ultimatum nie. Want ek stel ook nie belang in hulle geld nie.
Julle dink geld maak alles reg, maar ek het nuus vir julle. Ek en Stoffie sal trou al het ons nie 'n sent nie. Moenie nou loop nie. Kom hoor nou wat ek vir jou te sê het. Wat ma te sê het, het ek al 1000 keer gehoor. Wat van jou studies? Maar ek kan dalk gaan swat. Maar dis alles nou net te skielik, dis al. Julle sal gewoond raak aan die idee. Bydien julle kan vir ons kom kuier daar. Bonnie, ek het nie nou lus om jou te redeneer nie. Wag tot jou pa vanaand by die huis kom, dan praat jy met hom. Pa luister na niemand nie en ma weet dit. Ag, moenie laf wees nie. Jou pa is nou net aangestel as waarnemende regter en al wat hulle moet doen is om na alle kante van 'n saak te luister. Miskien in die hof ja, maar nie hier by die huis nie. Hier praat net hy en ons moet almal sy pype dans. Vat die skinkbordstoep toe. Dis ek almal gesê het. Hulle gaan my dwing om te bly. So jy het klaar die saak met ouma bespreek? Nee, ouma is die enigste in die rond wat mens verstaan. Jy bedoel ouma is die enigste ene wat jou in jou kwaad sterk. Elaine, moenie laat ek en jy woorde kry nie. Ek sterk nie die kind in haar kwaad nie. Ek sien maar net haar kant van die saak in, dis al. Maar toe Jeannie so oorhaastig met Hardes gaan trou het ons almal geweet dit kan net op 'n ramp afstuur en dit het ook. Bonnie is verniet so haastig. As Stoffie so lief is vir jou soos wat hy sê, dan sal hy terugkom en jou kom haal. Ma wil net altyd ma se eie sin nie. Ons moet almal maak soos julle sê. En wat het julle nou daarvan? Dion is 'n washout en Jeannie ook. En nou wil julle hê ek moet 'n kind word. Los Dion uit die gesprek uit. Hy skep genoeg verleentheid soos dit is. Net omdat hy leef soos hy wil. En ma het nie miskien ook foute gemaak nie? Wat van Jeannie se pa, ma se eerste man? Was dit nie miskien ook 'n fout nie? Jeannie se pa is dood en jy weet dit. Elaine, jy weet wat sê die spreekwoord. Dis elke mens se onvervreembare reg om 'n gek van homself te maak. Gee nou die kinders 'n kans om te leer uit hulle eie foute. Nes jy die kans gehad het. You're watching Cul-de-sac. Jy het my onder die verkeerde indruk gebring oor hy staat. Dis jy wat die bedrog gepleeg het, nie ek nie. Daar, Elgaard. Die hof kan niks bewys nie. Jy sien André. Hy is mos 'n lid van jou beslote korporasie. Dan sê hy die aandele bekom sonder dat jy geweet het. Ja, dit kan ek sê, maar wat van die state? Jy het die inligting weerhou. Ek sou nooit saamgespeel het as ek geweet het waarmee jy besig was. Ek's 'n eerbare ouditeur en jy weet dit. So eerbaar dat jy die aandele opgeneem het nog voor die notering? Nou goed, dit was 'n fout. Maar jy het self gesê dat Elgaard, as ek gaan sit, dan gaan jy ook sit. Moenie dat daar twyfel oor bestaan nie. Jy het geweet wat gaan in die boeke aan. Jy het self met die syfers gespeel. Jy het skulde oorgedra na ander maatskappye. Jy het ander winste aangebring in Multiclinic se boeke. Dit was jou idee om blinkstate voor te lê en die aandeleprys op te jag. Dit was jou idee. Jy was maar te gretig om saam te speel. Te gretig om self 'n paar aan te maak. Jan, luister, ons is in die moeilikheid, jy en ek. Kom ons werk liewer aan 'n plan om daaruit te kom. Ja, dis beter. Want Helgaard, as jy my gaan krimineer, dan gaan ek jou ook braai. Hoe gouer jy besluit waar jy staan, nou beter vir ons albei. Ek vlieg môre ons rekenmeester op hiernatoe. Dis jou spesialiteit. Tussen die twee van julle beter julle met 'n aanvaarbare plan kom. Maar neem met julle 3 weke of 'n maand. Ek het nie 3 weke tyd nie. McDonald, maak tyd. Anders gaan jy al die tyd in die wêreld hê vir berou. Dink daaroor.
Anna. Ek is Tiaat. Sit gerus, sit gerus. Dankie. U sê jy het 'n dringende saak, meneer Tiaat. Ja, dis 'n ongelukkige persoonlike ding. Dis baie vertroulik. Dis hoekom ons hier is. Ja, man, om 'n lang storie kort te maak. Ek het jare gelede 'n dogter by 'n meisie gehad. Haar naam was Elaine van Aswegen. Ons is nie getroud nie. Intussen het ek met die dogter en die ma kontak verloor. Ek wil hê jy moet af my opspoor. Het jy enige idee waar hulle nou kan wees? Nee. Sy is getroud met 'n jong prokureursklerk met die naam Visser. Hy was hier van Pretoria. As hy nog hier is, behoort dit nie te moeilik te wees nie. Ek het reeds daaraan gekyk. Daar's 4 prokureurs met die van Visser en 2 advokate. Meneer Tiaat, ek kan nie 'n werkie vir u doen as jy geld het om te mors. Maar hoekom bel jy hulle nie liewer self nie? Ek is nie seker of die man van my bestaan weet nie. Hy wil nie spooke opjaag. Buitendien wil ek glad nie hê dat die vrou en die dogter van my moet weet nie. Nou, hoekom wil jy dan hê moet ek hulle vir jou opspoor? Die jare dat dit gebeur het. Ek was jong, roekeloos. Jy weet, as 'n jong man, hè. En intussen het ek 'n bietjie geld gemaak. As die dogter geld nodig het, dan... Ek sien. En wat is die kind se naam? Jeannie. En jy sê die ma se naam is Elaine van Aswegen. Ja. Goed, meneer Tiaat, ek sal kyk wat ek kan doen. 'n Paar oproepe en so. Maar as ek hulle nou kry, wat dan? Dan bel jy my. Oh, meneer Watson. Ek wil soveel soos moontlik weet van die familie. Die man, die ander kinders as daar is. Maar veral van die man. Nou, wat 'n soort inligting soek jy? Oh, enigiets wat interessant is, meneer Wilson? Enigiets wat interessant is. Jy sal weet. Dis 'n verrassing. Dag, pa. Kom sit. Kan ons 'n bietjie alleen gesit? Ja, kom ons dan. En toe, wat kan ek vir jou doen? Pa, ek was vandag by die bank gewees. Nou, ek het op die oomblik meer werk as wat ek kan hanteer. Maar ek het ten minste 1 of 2 trokke nodig. Ja, die bank soek 'n waarborg. En van watter soort geld praat ons? Wel, ek het ten minste 1 trok nodig. Nou kyk, die bank wil nie tweedehands so goed finansier nie. Maar ek dink is ook miskien beter as mense 'n nuwe ding koop. Nou, die een wat ek in gedagte het is 54.000. Maar as 'n mens nou 2 koop, dan kry jy 'n spesiale afslag. So ek soek 'n waarborg vir 100.000. Jy sê jy het baie werk. Waar kom dit vandaan? Ja, gestrekke meestal. En is dit nou opdroog? Pa, hoekom sal dit opdroog? Ek ry al vir 3 maande. Hoekom sal dit nou opdroog? Kyk, Dion, as mens van daai soort geld praat, dan moet jy dan ten minste 'n langtermynkontrak hê. Jy moet daarom weet waar kom jou geld volgende maand of volgende jaar vandaan. En as jy nou so 'n kontrak vir die banke kan wys, dan sal hulle aan jou die geld voorskiet. Pa, asseblief, ek het al hoeveel keer met die banke gepraat. Waar kry mense so 'n kontrak? Toe sê my. Mense wat al trek teken nie 'n jaar voor die tyd al 'n kontrak nie. Dion, luister. Op die oomblik het jy net 1 trok. Jy ry self, jy weet wat in jou besigheid aangaan. Maar met 2 of 3 trokke, wie gaan vir jou dryf? Hoe betroubaar is daai mense? Pa, luister, ek sal my planne maak as ek eers daar is. Op die oomblik trap ek net water. Waar gaan 'n mens kom met net 1 trok? Jy wil gou ryk word. En gou ryk word is gou bankrot word. Hoe goed ken jy jou mark? Jy loop op die oomblik van dag tot dag en jy soek kliënte. En jy kan nou nog goedkoper werk as die groot firmas. Maar wat gaan jy doen as jy self moet salarisse en lone begin betaal? Met ander woorde, pa, gaan my nie help nie. Ek probeer net vasstel hoe goed jy jou huiswerk gedoen het. Nee. Dink pa sê wat pa besig is om te doen.
Pa probeer net genoeg gehad in my versoek slaan sodat pa kan nee sê sonder dat pa sy gewete pa pla. Kyk, jy het gekom om 'n guns te vra, moenie onbeskof raak nie. Onbeskof. Het pa al een keer in pa se lewe my vertrou? Het jy my al ooit rede gegee om dit te doen? Jy's 'n jong man met 'n rits oortredings op jou rekord. Dis deels hoekom die banke jou nie wil help nie. Goed, kom ons los dit net. Ek het in elk geval nie gedink pa sal my help nie. So moenie vir my preek nie. En baie dankie vir die bier. Ek hoop jy kan dit bekostig. En ek wil jou nog net een ding sê. Jy wil graag hê ons moet ons aan jou steur, maar jy maak net soos jy wil. En daardie vrou met wie jy deurmekaar is. Ja, pa het haar nog nie eens ontmoet nie. Julle het klaar besluit julle hou nie van haar nie. Sy's 10 jaar ouer as jy. Nou wat daarvan? Baie daarvan. Ek het gedink na Annette Colleen sal jy regkom, maar jy's nog steeds met verkeerde mense deurmekaar. Hierdie Magdalene Forsie is 'n skewe vrou. Wat soek 'n vrou van in haar 30's met 'n jong man soos jy? Dink jy nie ook daar's fout nie? Luister. Ek dink nie ek hoef so laag te daal om my teen sulke beskuldigings te verweer nie. In elk geval, goeie dag. Hi. Plak jy geluk met die job? Ag, jy moes gesê ek mors my tyd. Weet jy weer wat erg? Nou, ek weet, maar gaan nie om verskoning vra hoor. Ons geest. Daar het sy chips gehad. Dat was nou weer verkeerd met hom. Gasket geblaas, ek sal die hele tap moet afval. My help. Ag, luister, Forsie, ek is so moeg. Ek kan omval. Ek moet môreoggend 6 uur bloem toe. Dis aan, is jy wil? Nee, wat? Bly hier en kyk of ek kan besigheid kry. Ek was by 'n eiendomsagent gewees, klaar ons beste. Sy het ons tips gejaagkie in sy huis gekoop. So kyk maar wie ek kan doen. Dis my kar in die gang kry. Ag, maar dis 'n gratis job. Hierso. Ek is mal oor jou. Ag, Forsie, ek is ook mal oor jou. En jy pa het weer vasgesit oor my, né? Ja. So nodig. Kom my nooit aanvaar nie, Dion. Ek's 'n ouer geskeide vrou, baie ouer as jy. Kom uit my veer uit. Ek het net standaard 9. Ek's 'n nul op 'n kontrak. Ek gaan nooit inpas nie. Forsie is nie omdat jy nie kan nie. Net omdat jy jou nooit gaan toelaat en dis al. Ek kan partymal so naïef wees. Ek's nie in jou familie se klas nie, nie blind wees nie. Luister, as hulle jou nie wil aanvaar nie, ek is klaar met hulle. Ek wil nie oorsak wees van my selfs nie toe. Daar is nog nooit groot liefde tussen my en hulle nie. Forsie. Weet jy wat? Hier is die eerste werklike huis wat ek het. Eerste regtig gelukkige plek. Ja. Nou is julle almal vir my kwaad oor ek verskaak gekritiseer het. Maar ons het mos al daaroor gepraat. En as ma vir Dion gaan borg staan as die groot moeilikheid in hierdie huis. Ek is sy pa. En ma gaan nie my gesag oor my kinders onder my nie. Maar jy gee die kinders geen kans nie. Ek gee hulle net soveel kansse as wat ma my gegee het. So moet asseblief nie met my heilig raak nie. Pa, kan ons asseblief in vrede eet? Ja, dankie, ek sal dit verwelkom. Elaine Visser? Mevrou Visser. Jy ken my nie, maar miskien onthou jy nog my man, Jan Theart. Jy en ek het baie vir mekaar te sê.
ons bymekaar kom.